Geduld met die internet. Het gaan juist oor vertragings met genade om jou te help floreer. Nou, ons was die afgelope naweek in die Cederberge by KGKAMA vir huwelik wat ek daar bevestig het. En op pad daarheen, nadat ons van die teerpad afgedraai het op die grondpad van die reservaat, het ons opgemerk dat ons skielik geen internetsein meer ontvang nie. Daar was geen selfoonverbinding eens beskikbaar nie. Dis het ons die kommunikasie met enige iemand na buite gehad nie. By die area self, KGKAMA, is dit net by die opvangsarea wel internet via Wi-Fi. Maar dit het my net weer laat besef hoe gewoond ons geraak het aan internet, aan koneksie met mekaar hê. Wanneer die sein wegval, dan voel dit amper asof ons afgesny is van die wêreld. En tog bied sulke geleenthede 'n oomblik in geduld. 'n Oomblik om vertragings met geduld te verdra. Nou, in die digitale era waar 'n stadige internetverbinding jou videogreep of jou videooproep onderbreek of waar jy lank wag vir jou navorsing om te verskyn, word ons geduld omtrent getoets. Ons hou nie daarvan, ons het gewoond geraak aan vinnige goed. Maar hier is die geheim. In plaas van om by die skerm te bly tik of die internet te blameer, kan ons 'n oombliekie gebruik om op te staan, dalk 'n glas water te gaan drink, dalk net vars asem in te kry op 'n manier. 'n Klein ritueel, maar dit help ons om weer ons fokus te herstel. En hierdie klein gebaar help ons om alledaagse frustrasie om te sit in volle bewuswees van waar ons is, sogenaamde mindfulness. En so 'n verpoosing kan selfs ons kreatiwiteit aanwakker, soos 'n skielike idee wat opkom terwyl jy wag. Nou, navorsing in positiewe sielkunde wys juist dit, dat die praktyk van geduld tydens sulke wagperiodes jou emosionele veerkrag juis verhoog. En, nog 'n bargain daarby, dit verminder jou negatiewe emosies. Nou, interessant, selfs God werk geduldig met verpoosings. Ons lees in 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So laat die vertraging in sein ons herinner, God gee om. God gee so om, dat die wederkoms nog moet kom, en ons moet ook so omgee. Leef geïnspireerd.